Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Geseënd is elkeen wat God se woord hoor en dit ter harte neem. So die skrifgie kom uit Jesaja 53 vers 5. Hoe mooi is dit? Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dan het die volgende hoofstuk, Jesaja 55. O almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie? En julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel om in vettigheid verlustig. Soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onsse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, soos my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal, en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitsprei, en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Amen. Dit is so mooi bemoedigende stuk vir ons, want God se woord is lewend en kragtig. En wat 'n voorreg het ons vanoggend om hierdie woord te kan vat en vir God te vra dat hy hierdie woord sal vat en dit sal uitstuur in elke situasie. Ons het hierdie omgee gebedlys met verskillende name op, wat my geliefde broer Christian nou vanoggend vir ons gelees het. So ek hoef dit nie weer te lees nie. En ek het daar gedink dat die Here weet al klaar, voor die grondlegging van die wêreld af het hy al klaar weet wat op vandag se lys gaan staan, want hy is God. En hy weet van elke persoon ook wat op die lys is. Die lys is daar vir ons, dat ons kan weet wie om voor te bid. So is dit nie wonderlik nie. God weet alles. Goed. So ek gaan net daai hele lys nou bring in gebed en dit voor God se voete plaas en vra Here dat daai elke mens wat daar genoem word, Here ek vra dat U net daai mense nou sal aanraak en daai behoeftes net sal kom aanspreek en vervul soos net U kan. Want ons is U kinders en ons is afhanklik van U en ons bely vanoggend weer opnuut ons totale afhanklikheid van U. Dankie God. Dankie, dankie, dankie. En dan wil ek afsluit deur net te sê hierdie na aanleiding van hierdie deel wat ons gelees het. Miskien is jy vanoggend hierso en jy het dalk iets in jou hart wat ons ander mense nie van weet nie, want ons kan nie in jou hart sien nie. Maar God is hier vanmôre en hy weet wat in jou hart is. En hy weet wat jy nodig het. Hy sien alles raak. So ek wil vra dat ons 'n minuut neem van stilte en praat met die Here en gee dit vir hom vanmôre. Bring jou hart voor hom. Jy kan maar sê wat in jou hart is vanmôre. En ook as jy dalk op 'n plek is vanmôre waar jy nie meer seker is van jou verhouding met die Here nie, kom na hom toe vanmôre, gee dit vir hom. Want die uitnodiging is daar in sy woord. Dit is 'n oop uitnodiging. Die prys is reeds betaal. Alles is reeds gedoen vir jou om 'n volle lewe met Jesus te kan beleef hier op aarde. Hier en nou. So kom ons neem 'n minuut. Ek sal vir ons tyd hou en dan na die minuut sal ons net dan afsluit en dan is ons klaar, dan kan ons aangaan na die lofprysing en aanbidding. Okay.
Vader, dankie. Here, dankie vir hierdie spesiale kosbare tye saam met U. Dankie dat U hier teenwoordig is. En dankie dat U ons ten diepste ken, Here. Soos die woord sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, die God wat hemel en aarde geskaap het. Dankie, Here. Amen. Die woordbediening vanoggend kom uit Daniël 8. Die fokus van hierdie hele erediens is dat God is waar en jy kan op sy woord vertrou. En as jy hierdie Bybelgedeelte lees, dink jy, joh, wat beteken dit alles? Nou ek hoop hierdie preek dat dit vir julle almal duidelik gaan wees wat dit beteken, en jy moet fokus tot op die einde, want daar is 'n besondere troostgedeelte vir elkeen van ons op die einde van die preek. So kom ons luister na die Here se woord. Daniël 8. In die 3de regeringsjaar van koning Belsasar is daar aan my, Daniël, 'n visioen geopenbaar, na die een wat aan die begin aan my geopenbaar is. In die visioen het ek myself in die vestingstad Susan in die Elam provinsie gesien. Ek sien toe in die visioen dat ek langs die Ulai kanaal is. Toe ek opkyk, sien ek, kyk, daar is 'n ram met 2 horings wat voor die kanaal staan. Nou, ek gaan dit weer in die preek sê, maar as jy lees nou van 'n horing, dink jy, wat beteken dit? Maar dit beteken koninkryke. Dit is 'n simboliese taal vir koninkryke wat gaan kom. So, toe ek opkyk, sien ek, kyk, daar is 'n ram met 2 horings wat voor die kanaal staan. Die 2 horings was lank, maar die een was langer as die ander, en die langste een het laaste uitgekom. Ek het gesien, die ram stoot na die weste, die noorde en die suide, en geen dier kon voor hom standhou nie. Niemand kon iets uit sy mag red nie. Hy het gedoen wat hy wou en hom groot voorgedoen. Terwyl ek nog daaroor nadink, kyk, toe kom 'n bokram uit die weste oor die oppervlak van die hele aarde aan, sonder om aan die grond te raak. Die bok het 'n opvallende horing tussen sy oë gehad. Hy kom toe tot by die ram met die 2 horings wat ek voor die kanaal sien staan het. Toe storm hy met geweldige woede op hom af. Ek het gesien hoe hy tot by die ram kom. Hy was briesend kwaad vir hom en het die ram getref. Hy het sy 2 horings afgebreek en daar was geen krag in die ram om voor hom staande te bly nie. Hy het hom teen die grond gegooi en hom vertrap. Daar was niemand wat die ram uit sy mag kon red nie. Die bokram het homself besonder groot voorgedoen, maar toe hy sterk geword het, het die groot horing afgebreek. 4 opvallende horings het in die plek daarvan gegroei, na die 4 windrigtings van die hemel. Uit een van hulle het 'n klein horing uitgekom, maar dit het uitermate groot gegroei na die suide, na die ooste en na die sieraad. Dit het groot geword tot by die hemelse leer, dit is die sterre, en dit het van die sterre op die aarde laat val en hulle vertrap. Die horing het homself teen die bevelvoerder van die leer verhef. Van hom is die gereelde offer weerhou en die plek van sy heiligdom is omvergewerp. Daar sal 'n ander offerdiens in die plek van die gereelde offer ingestel word as 'n daad van opstand. Hy sal die waarheid in die grond gooi en suksesvol wees in sy optrede. Ek het een van die heiliges hoor praat. 'n Ander heilige vra toe vir een wat praat, hoe lank sal dit duur? Dit wat in die visioen geopenbaar is oor die gereelde offer en die verwoestende daad van opstand en oor die oorgawe van sowel die heiligdom as die offerdiens om vertrap te word, het vir my gesê, tot 2300 aande en oggende. Dan sal 'n heiligdom sy regmatige plek kry. Terwyl ek Daniël die visioen sien en dit probeer verstaan, staan daar skielik voor my iemand wat soos 'n man lyk. Ek hoor hoe die stem van 'n mens oor die Ulai wat roep en sê, Gabriel, laat hierdie een in die verskyning verstaan. Hy het nader gekom na die plek waar ek staan.
Toe hy nader kom, is ek deur vrees oorweldig. Ek het met my gesig teen die grond neergeval. Hy sê toe vir my, jy moet verstaan, mensekind, dat die visioen geld vir die tyd van die einde. Terwyl hy met my praat, was ek in 'n beswyming, met my gesig teen die grond. Maar hy het my aangeraak, my weer op my plek laat staan en gesê, kyk, ek gaan aan jou bekend maak wat sal gebeur aan die einde van die vervloeking, want dit verwys na die vasgestelde tyd aan die einde. Die ram, ons gaan na verskillende van die tekste verwys, nou luister nou hierna. Die ram wat jy gesien het met die 2 horings, is die konings van Medië en Persië. En die harige bokram is die koning van Javan. Javan is 'n ander naam van Griekeland. Die groot horing tussen sy oë, dit is die eerste koning. Die een wat gebreek is, in die plek waarvan 4 opgestaane beteken, 4 koninkryke sal uit die nasie opstaan, maar nie met dieselfde krag nie. Aan die einde van hulle heerskappy, as die oortreders volle geleentheid gehad het, sal 'n koning met 'n ongenaakbare gesig opstaan, een bedrewe in knoeiery. Hy sal groot mag hê, maar nie deur eie krag nie. Hy sal ongehoorde verwoesting aanrig en verspoedig wees in wat hy doen. Hy sal sterkes en die volk van die heiliges vernietig. Deur sy vernuf sal hy slaag met die bedrog wat hy aanrig. In sy hart is hy vol eie waan en onverhoed sal hy baie mense vernietig. Selfs teen die vors van vorste sal hy opstaan, maar sonder mensehand sal hy vernietig word. Die openbaring in verband met die aand en die oggend waaroor daar gepraat is, dit is waar. En jy hou die visioen geheim, want daar moet nog baie dae verloop. Ek, Daniël, was uitgeput en daar lank ongesteld. Toe het ek opgestaan en die koning se werk gedoen. Ek was verslae oor die openbaring en kon dit nie begryp nie. Die boek Daniël bestaan uit 2 dele. Die bekende deel en die minder bekende deel. Ons is bekend met die stories van Daniël en sy vriende, né? Van die vlammende vuuroond en van Daniël in die leeukuil. Almal weet van dit van Daniël. Maar daai tweede deel van Daniël waaruit hierdie gedeelte kom. Dis nou van die eerste gedeelte is hoofstukke 1 tot 6 en hierdie hoofstuk 8 kom uit die tweede gedeelte. En dit verskyn nie so gereeld in kinderstorieboeke nie, miskien ook selfs glad nie. Want die mense kan half nie verstaan wat dit beteken nie. Maar hierdie tweede deel van Daniël, dieselfde waarhede en dieselfde boodskap as die eerste deel. Dit word in 'n ander styl gegee, maar dit is in elke opsig waar en bemoedigend soos die eerste gedeelte. Nou, as jy 'n storieboek wil skryf, soos die Bybel, en jy gaan skryf om mense te bedrieg, sal jy allerlei dinge daarin sê. Maar een ding sal jy nie sê, jy sal nie profesieë daarin plaas nie, want as dit blyk dat die profesieë nie waar word nie, dan word jou hele boek word gediskrediteer. Want dis onwaar. En ons kry vandag, as jy tog dink jy gaan iets in daai boek skryf soos 'n profesie, wat sal jy daarin sit? Jy sal 'n dubbelsinnige profesie daarin sit, soos byvoorbeeld wat jy in horoskope lees. Natuurlik lees jy nie horoskope nie, maar die van julle wat dit wel lees, gaan so nou dan sien hier staan in die horoskoop, daar gaan 'n verrassende ding met jou gebeur hierdie week. En dan gebeur daar 'n verrassende ding, jy dink, hierdie horoskoop is waar. Maar verrassende dinge gebeur in elk geval elke dag. So jy kan maar so 'n storie in jou profesie insit. Of daar was die bekende Griekse orakel in Delphi, die priesteres van die god Apollo wat bekend was vir haar dubbelsinnige voorspelling van die toekoms. Daar is 'n koning wat vir haar gaan advies vra voor 'n groot veldslag. Hy het vir haar gaan vra, wat profeteer sy? En sy profeteer, jy kan gaan veg
en jy sal 'n groot mag vernietig. En wat gebeur toe? Hy het gaan veg en sy eie mag is vernietig. So sê die orakel, ja, maar die profesie was waar. Die groot mag is vernietig. Ek het hom gewaarsku. Maar eintlik het die orakel nie gesê watter mag vernietig gaan word nie. Maar nou, ek noem hierdie dinge as 'n teenstelling met wat ons in die boek Daniël lees. Daar is profesieë wat werklik waar geword het. Dit getuig van God se waarheid en dat jy God se woord kan vertrou. Die profesieë oor die toekoms in die Bybel is nie vaag en dubbelsinnig, wat enigiets kan beteken nie. Dit is gedetailleerde, akkurate openbarings oor toekomstige gebeurtenisse in die hoofstuk wat ons sopas gelees het. En dis een van die beste voorbeelde daarvan in die hele Bybel. Dis geskryf, so lees ons in vers 1, in die 3de jaar van koning Belsasar. Dit was ongeveer 550 jaar voor Christus, wat het aan Daniël gegee is. En dit spreek van die opkoms van die Medisch-Persiese ryk wat 20 jaar later gebeur het. En dit spreek van die opkoms van die Griekse ryk wat ongeveer 200 jaar later gebeur het. En dit praat van 'n vervolger van die Jode wat 375 jaar later op die toneel verskyn het. Met ander woorde, dis 'n merkwaardige hoofstuk. Dit is so merkwaardig dat baie liberale geleerdes tot die gevolgtrekking gekom het dat Daniël dit nie in 550 voor Christus kon geskryf het nie. Hulle sê, dit moes geskryf gewees het nadat die voorspelde gebeure reeds plaasgevind het. En daar is baie verskillende redes hoekom dit nie so kan wees nie. En eintlik kom dit daarop neer dat hulle aanvaar dat daar geen moontlikheid is van 'n openbaring nie, dat daar geen God is wat bonatuurlik is nie, en dat daar geen voorspelling van die toekoms bestaan nie. En so, indien ons 'n voorspelling van die toekoms vind, dan moes dit na die gebeure geskryf gewees het. Dit was mense wat nie in God glo nie. Maar dis nie die situasie hier nie. Die hoofstuk is aan Daniël gegee in die 3de regeringsjaar van koning Belsasar. Die res van hierdie boodskap bestaan uit twee dele. Die eerste deel is net, wat het Daniël gesien? Ek gaan 'n bietjie daarop uitbrei. En dan die tweede gedeelte is, wat beteken dit nou vir ons daaglikse lewe? Goed, ons het nou die eerste deel begin met daar's 3 visioene, né? Die eerste een was van die ram met 2 horings. Eers sien Daniël die ram met die 2 horings, waarvan die een horing na die ander groei en die tweede langer word as die eerste. Hierdie horing is 'n horing in die boek van Daniël en ander boeke soos Daniël in die Bybel noem ons apokaliptiese letterkunde. Horings verteenwoordig konings of koninkryke. En ons hoef nie te raai oor na watter koninkryk hier verwys word nie, omdat dit in vers 20 word dit vir ons verduidelik. Wat beteken hierdie horings? In vers 20 word dit duidelik meegedeel dat hier na die Medisch-Persiese ryk verwys word. Die Mediese ryk was die eerste horing. En daarna is dit oorgeneem deur die Perse, die tweede horing wat opgekom het. Die 2 nasies het een geword met die Persiese een wat gedomineer het. Die tweede horing was groter as die eerste een. Daniël sien dat hierdie ram uit die hoofstad in alle rigtings uitstorm. Hulle val in alle rigtings binne en verkry gebied in alle rigtings behalwe die ooste. Dit groei al hoe meer in mag. Dit word in beeldende taal aan ons vertel en dis die manier hoe ons aan die tweede helfte van Daniël moet dink en aan die boek Openbaring. Dit is 'n prenteboek. Dit is vol simbole. En hierdie simbole is nie betekenisloos nie. Dit is nie uit die lug gegryp nie. Hulle beteken iets. En wanneer mense die simbole verstaan, is dit redelik duidelik om te verstaan wat bedoel word. So, hier lees ons nou van die geografiese uitbreiding van die Medisch-Persiese koninkryk. En hoe dit gaan uitbrei na die noorde, weste en ooste. Die enigste waar die Medisch-Persiese ryk nie veel uitgerig het nie, was in die ooste. Daniël sien dit in vers 4.
Die keiser doen net wat hy wil en word groot en magtig. En dan kom ons nou by die tweede visioen. Hierdie magtige koninkryk kom by wyse van Spreuke sê Moses te in die volgende toneel van die visioen in verse 5 tot 8. Hier kry ons nou 'n bok met een horing. 'n Bok met 'n prominente horing kom van die weste af. Deurkruis die hele aarde sonder om grond te raak. Met ander woorde, dis 'n beskrywing van 'n oorwinnaar wat van die weste afkom en wat so vinnig oor so 'n groot afstand beweeg dat dit lyk of hy vlieg. Asof hy 'n Superman is. Sy voete gaan skaars die grond raak. En dit is vir enige iemand met 'n bietjie kennis van die geskiedenis duidelik wie dit is. Dit word in vers 21 verduidelik. Hierdie bok verteenwoordig die koninkryk van Griekeland. En die opvallende horing is die koning van Griekeland, spesifiek Macedonië in die noorde van Griekeland. Die koning van Griekeland het bekend geword as Alexander die Grote. Jy het seker al van Alexander die Grote gehoor. Wel, hier word sy koms voorspel. In 334 voor Christus, 200 jaar na hierdie visie, het Alexander 'n Griekse leer in Asië ingelei teen die Persiese Ryk. En in die loop van 11 jaar het Alexander een van die mees ongelooflike militêre veldtogte gelei wat ooit op aarde gesien is. Hy het die Mediese-Persiese Ryk oorwin en het sy ryk al die pad na Indië uitgebrei. Dit word gesê dat hy gehuil het omdat daar geen lande meer oor was wat hy kon oorwin nie. Hy het die einde bereik en daar was niks meer oor nie. Hy het die hele wêreld oorwin. Dit is hoekom hy Alexander die Grote genoem word. Hoe word dit in Daniël se visioen beskryf? Kyk na vers 6 en 7. Hy kom toe tot by die ram met die twee horings. Dis die Medies-Persiese Ryk wat ek voor die kanaal sien staan het. Toe storm hy met geweldige woede op hom af. Ek het gesien hoe hy tot by die ram kom. Hy was briesend kwaad vir hom en het die ram getref. Hy het sy twee horings afgebreek. Daar was geen krag in die ram om voor hom staande te bly nie. En hy het hom teen die grond gegooi en hom vertrap. Daar was niemand wat die ram uit sy mag kon red nie. Dus die ram van die Persiese Ryk is heeltemal magteloos teen Alexander se aanslag. En mens kan die verslag in menige plekke lees van daardie veldtog. Dis die onderwerp van verhale en gedigte en films, allerhande maniere hoe mens die storie kan vasstel. Een van die beslissende veldslae tussen Alexander en Persië was die veldslag van die Granakus rivier in die jaar 334 voor Christus. Alexander het 35.000 manskappe teen die Perse gehad, wat 100.000 infanteriesoldate en 10.000 ruiters gehad het. Die verhale van die veldslag kom van Herodotus wat berig was oor hoe hy die getalle oordryf het. Maar selfs al is dit so, hy sê dat die Grieke 100 mense verloor het en 20.000 Perse gedood het. Daar mag meer as 100 Grieke en minder as 20.000 Perse gesterf het, maar daar is geen twyfel nie, dat hierdie slag van die Granakus by die Granakus rivier was 'n beslissende oorwinning vir Alexander. Binne net 3 jaar was die Perse heeltemal gebreek deur die bok met die een horing. En jy moet verstaan dat dit 'n belaglike ding was om te sê in 550 voor Christus, toe hierdie visioen aan Daniël gegee is. Die idee dat 'n plek soos Griekeland, dit was net 'n versameling van klein stadstaatjies. Dit was nie 'n nasie nie, dit was net 'n baie klein onafhanklike staatjies in 505 voor Christus. En hulle was altyd besig om onder mekaar rusie te maak en te veg. Net om 'n vergelyking te gee. Dit was 'n belaglike stelling om te maak dat iemand soos dit die hele aarde kon oorwin. Dit is om te sê Somalië of Burkina Faso gaan die hele wêreld aanvat en hulle gaan Amerika en Rusland vernietig. So onrealisties was dit om te sê in 550 voor Christus.
Dis verdere getuienis om te sê dat hierdie hoofstuk, hierdie boek van God afkom. Het is nie dat Daniel 'n intelligente, baie slim politieke waarnemer was, dat hy al sy intelligensie vanaf Griekeland en ander dele van Babylon gekry het nie, dat hy kon sien hoe die wind waai en dat hy in staat was om hierdie baie intelligente raaiskoot te neem oor wat 200 jaar in die toekoms sou gebeur het. Dit was net 'n dom en belaglike ding om te sê in 550 voor Christus. Dis 'n bewys van die oneindige kennis van God. Alexander lyk onoorwinbaar. Niemand kon die ram van sy mag red nie. Hy het op die ouderdom van 26 het hy die wêreld oorwin. Vandag is jy, sommige van ons, meeste van ons hier, 26 jaar of ouer, of jy is verby dit. Jy is al reeds oor die muur vergeleke met Alexander. Hy het die wêreld al die pad tot by Indië oorwin op die ouderdom van 26. Wie sou kon voorspel het dat op die toppunt van sy mag, op die hoogste punt van sy invloed, hierdie jong man, hierdie ongelooflike generaal neergeslaan sou word en sterf? Wel, Daniel het dit voorspel. Daniel het geweet dit sou gebeur. Vers 8. Die bok het homself besonder groot voorgedoen, maar toe hy sterk geword het, het die groot horing afgebreek. 4 opvallende horings het in die plek daarvan gegroei, na die 4 rigtings van die hemel. En soos wat het gebeur het, het Alexander in Nebukadnesar se paleis in Babylon gesterf. In 323 voor Christus op die ouderdom van 33. Dit was 'n volslae skok vir die hele wêreld. Dit was totaal onverwags. Hy het net 'n koors opgedoen en gesterf. Behalwe dat dit nie onverwags was vir Daniel en sy lesers nie, omdat God dit bekend gemaak het 200 jaar voordat dit gebeur het. En dan in die res van hoofstuk 8 lees ons die baie spesifieke besonderhede oor wat sou gebeur na Alexander se dood. Dis baie presies. Mens kan dit nie sommer net opmaak nie. Dit kan nie 'n ongelooflike gelukkige raaiskoot gewees het nie. Alexander het nie beplan om te sterf nie. Hy het nie enige vermoede gehad dat hy sou sterf nie. Hy het daarom ook nie 'n opvolger aangestel. Toe is sy ryk tussen sy 4 naaste generaals verdeel, die 4 horings waarvan ons gelees het. Alexander se ryk is tussen sy generaals verdeel. Dit was 4 afsonderlike koninkryke. Alhoewel nie een van hulle die mag en grootheid gehad het van Alexander se nie. Net soos wat dit Daniel dit 220 jaar tevore voorspel het. Vers 8, in die plek van daai een horing het daar 4 opvallende horings na die 4 windrigtings van die hemel gegroei. En dan in vers 22 die uitleg met betrekking tot die horing wat gebreek het, in die plek waarvan 4 opgegroei het, 4 koninkryke sal uit sy nasie ontstaan, maar nie met sy krag nie, is ongelooflik. Dan kom ons by die derde visioen. Vers 9 tot 14. Die klein horing, vers 9, uit een van die 4 koninkryke wat aan Alexander se generaals gegee is, het 'n klein horingkie gekom, wat uitermate groot gegroei het na die suide, na die ooste en na die sieraad, dit verwys na Israel. So uit een van die 4 koninkryke wat na Alexander gekom het, kom daar 'n regerder wat as 'n klein horing beskryf word. Hy groei in mag na die suide en na die ooste. Een van Alexander se 4 generaals was 'n man met die naam van Seleucus. En Sirië is aan hom gegee as deel van die opsny van Alexander se koninkryk. Hy het gestig wat bekend geword het as die Seleukiese dinastie. En hy het sy gebied uit Sirië na die suide en die ooste uitgebrei. Hy het selfs Judea ingesluit en verower, die salige land. Nou,
Een van die latere konings van hierdie Seleukiese dinastie was 'n man met die naam van Antiochus die 4de of Antiochus Epiphanes. Hy het vir 9 jaar van 175 tot 164 voor Christus regeer. Nou dis van hom wat gepraat word. En Antiochus is die klein horingkie wat hier beskryf word. Hy het verskriklike dinge gedoen. Ek gaan nou daarvan vertel. Hy was 'n bose, arrogante en wrede man. Toe hy op 'n veldtog in Egipte was, is daar 'n gerug in Juda versprei dat hy gedood was. En die Jode was verheug en bly en het teen die regering gerebelleer. Hulle het die Syriese juk afgegooi. Ongelukkig was die gerug vals. En Antiochus was nie baie in sy skik om van die feesviering en die rebellie van die Jode oor sy oënskynlike dood te verneem nie. Wat mens kan dink. Hy het toe woedend van Syrië teruggekom, vasbeslote om die Jode op hulle plek te sit. En dus, van 171 voor Christus tot 164 voor Christus is spesifiek vir 3,5 jaar, vanaf 168 voor Christus. Ek weet nou, dis 'n klomp datums, maar dit verwys na dit kan geskiedkundig gecontroleer word. Maar ek vertrou dat dit alles, die hele verhaal nog meer merkwaardig maak. Hy het die Jode vervolg op 'n meedoenlose en wrede manier wat mens kan dink. Vers 24 sê dat sy mag groot sal wees, maar nie met sy eie krag nie. En hy sal verskriklike verwoesting teweegbring en sal slaag in wat hy doen en sal magtige mans en heilige mense vernietig. En dis wat hy gedoen het toe hy van Egipte af teruggekeer het. Hy het die Jode vir hulle rebellie gestraf. Hy het Jerusalem geplunder. Hy het die mure van Jerusalem afgebreek en 10,000 inwoners van die stad binne 3 dae vermoor. Hy het verder 10,000 in ballingskap weggevoer. En omdat hy 'n ongewoon wrede en bose vervolger was en 'n intelligente vervolger, het hy verstaan dat die manier om die mense regtig seer te maak was dit nie net om die mense te dood en te martel nie. Hy het verstaan dat as jy die Jode regtig wou seermaak, die manier om dit te doen was deur hulle godsdiens. En so het hy die tempel wat onder Haggai en Sagaria herbou is, die tweede tempel verander in 'n tempel wat aan die Griekse god Zeus gewy was. En om dit te vererger het hy die onderlinge ondenkbare afskuwelike ding gedoen om 'n sog, 'n vark op die bronsaltaar te offer, hierdie onrein ding. Hy het die altaar ontheilig. Hy het die Jode met dreiging van die dood gedwing om heiligdomme vir die Griekse gode te bou en om varke te offer. Hy het die Torah was mos die beskrywing van die 10 gebooie, die wet van God. Hy het dit verbrand en hy het enige een tereggestel wat in besit daarvan gevind was. Hy het die Jode opdrag gegee om onrein vleis te eet. Hy het die besnyding verbied en alle besnede kinders en hulle moeders is verwrig. Die tempel is sonder sy daaglikse offers gelos. Nou, baie hiervan is belangrik om die Nuwe Testament te verstaan, omdat in baie van die taal wat gebruik word, mens al echos hoor. Dit word deur Jesus opgetel, in Markus 13. Die gruwel wat verwoesting teweegbring. Baie van die numeriese simbole in Openbaring, 3,5 jaar, 42 maande, tyd en 'n halwe tyd, het 'n oorsprong en betekenis hier in die vervolging onder Antiochus. Hy het die prototype van die Antichrist geword. En baie van wat julle oor die Antichrist wat aan die einde van gelees word, is gebaseer op die taal wat vir Antiochus gebruik word. Hy was die prototype Antichrist. Dis waarom besnyding so 'n groot saak in die Nuwe Testament was. Want
Hier het Paulus gesê, dis nie meer nodig om besny te word in die Nuwe Testament, né? Dit maak nie meer saak nie. Maar omtrent 200 jaar gelede het ons voorvaders, as hulle vertel, hulle lewe daarvoor gegee, en nou sê hulle vir ons dat dit nie meer saak maak nie. Toe julle Antiochus, hy het dit verbied dat mense besny word. En dit was verskriklik. En nou in die Nuwe Testament kom hulle en sê nie, maar die besny is nie meer nodig nie. So dit is hoekom, ons moet hierdie geskiedenis weet om hierdie saak van die Nuwe Testament, die hele debat oor besnydenis te verstaan. Nou hierdie vervolging waarvoor daar geen presedent is nie, word in vers 9 tot 14 beskryf. En dan, asof dit nie erg genoeg is nie, gaan Antiochus heen en verhef homself tot die bevelvoerder van die leer. En hy plaas homself op dieselfde vlak as God. Antiochus het homself Antiochus Epiphanes genoem. Dit was die bynaam wat hy homself gegee het. Antiochus Epiphanes, die luisterryke God. Mense het hom egter Antiochus Epimanes genoem. Dit beteken Antiochus die malle. Maar hy was ongelooflik arrogant, hy het homself op dieselfde vlak of groter as God beskou. Hy neem die daaglikse offer weg, hy verwoes God se heiligdom, en so in vers 12 word God se mense en die aanbidding in die tempel aan hierdie uiters wrede bose man gegee. En in alles wat hy doen, lyk dit of dit goed gaan met hom. Dit lyk of hy daarmee wegkom. Al hierdie onderdrukking, ontheiliging en godslastering. Julle sal moontlik onthou dat toe koning Josia probeer het om wierook in die tempel te brand, wat het God gedoen? God het hom met melaatsheid getref, want Josia was nie bevoeg om die tempel wierook te brand nie. En onthou julle, toe Uzia sy hand uitgesteek het, toe die tempel vervoer is na die tempel, toe is hy gedood. Hy moes sterf, omdat hy nie bevoeg was om aan die ark te vat nie. En hierdie Antiochus doen verskriklike dinge, en het lyk of hy daarmee wegkom. Maar, ons weet nou, hoe dinge lyk, kan soms baie bedrieglik wees. En so word hierdie visioen aan Daniël gegee om die sluier oor skynbeelde te trek en vir ons die werklikheid daarachter te wys. Let op vers 13 en 14, waar Daniël die gesprek tussen twee engele hoor. In vers 13 vra een engel, hoe lank hierdie stand van sake sal voortduur? Hoe lank sal hierdie vervolging aangaan? Hoe lank sal daar nie 'n offer in die tempel wees nie? En die antwoord in vers 14 is baie spesifiek. Is dit nie 2300 aande en oggende altesaam op die kalender van die maan wat in daardie tyd gebruik was? Met ander woorde, dit was net meer as 3 jaar wat dit sou duur. Dit was die periode tussen 168 en 165 voor Christus, wat 'n baie besonder intense periode van vervolging was. Dis wat die daaglikse offerandes afgeskaf is en die tempel geskenk is. Maar aan Daniël word gewys dat Antiochus se regering van terreur intens sal wees, maar beperk sal wees, dit sal kort wees. Teen alle verwagting in sal dit kort geknip word, en dis presies wat gebeur het. Die opstand van die Jode, wat deur 'n man met die naam Judas Maccabeus gelei is, en deur die onverwagse dood van Antiochus, is die daaglikse offerandes weer ingestel en die tempel gereinig. Niemand sou dit kon geraai het nie. Maar hier weer het God dit in detail aan Daniël geopenbaar. Baie spesifiek, 385 jaar voordat dit gebeur het. Mens kan alles daaroor lees in boeke 1 en 2 van Maccabeus. Dit is apokriewe boeke, en dit help om die geskiedenis te verduidelik. Ook in die geskrifte van Josefus kan jy daaroor lees. So, al hierdie dinge het Daniël in sy visioen gesien, lank voor dit gebeur het. Nou, kom ons by die tweede deel van die preek. Ons gaan kyk, wat beteken dit nou vir ons? Eerstens, versterk dit ons vertroue in die woord van God. Nie waar nie. Dit versterk ons geloof dat hierdie werklik die woord van God is. As jy 'n Christen hier vandag is, as
As jy nie 'n Christen is vandag nie, of jy is skepties, of jy is 'n twyfelaar, hoe verklaar jy hierdie hoofstuk? Hoe kon Daniël hoegenaamd al hierdie dinge geweet het meer as 100 jaar voordat dit gebeur het? Tensy God dit aan hom bekend gemaak het. En as jy 'n Christen is wat worstel om die Bybel te glo, as jy die tipe Christen is wat voortdurend deur twyfel aangeval word vertroos deur hierdie skrifgedeelte en baie skrifgedeeltes soos dit, want dit versterk ons geloof en vertroue in die Bybel as die woord van God. Die Bybel is 'n wonderlike boek. Daar was 'n man, emeritus professor van Westminster College in Californië. Sy naam was Peter Stoner. En hy het 11 profesieë in die Bybel geneem en die moontlikheid bereken dat hierdie profesieë per toeval vervul sou word. Daar is honderde profesieë, maar hy het net 11 profesieë geneem en die kanse bereken dat die profesie vervul sou word deur 'n raaiskoot. En die kanse was 1 uit 8 triljoen nulle. Dis omtrent 63 nulle as jy aantekeninge wil neem. Met ander woorde is hoogs onwaarskynlik dat hierdie profesieë waar geword het, sou waar word met 'n toevallige raaiskoot. Jy kan elke woord in hierdie ongelooflike, wonderbaarlike, bonatuurlike boek vertrou. Dis werklik God se woord. Nou, ons glo nie op grond van hierdie dinge nie, né? Ons geloof word gevestig deur die Heilige Gees, wat die geloof in ons harte plaas. Maar hierdie getuienis versterk die waarheid dat die Bybel die woord van God is. En as die Bybel betroubaar is wanneer dit oor hierdie dinge spreek, dan kan jy die hele Bybel vertrou dat dit waar is. Goed, dit was dan die eerste ding wat dit vir ons leer, versterk ons vertroue dat hierdie werklik die woord van God is. En tweedens leer dit ons dat God oor die geskiedenis regeer. Dit is sekerlik een van die mees voor die hand liggende lesse van hierdie hoofstuk. God heers oor alles wat in sy heelal gebeur. Ons het dit in hoofstuk 1 en 3 gesien en nou in hoofstuk 8. En het volg op die eerste punt. God is magtig om die toekoms te voorspel. Nie omdat hy so goed raai nie, maar omdat hy die toekoms bepaal. Hy besluit oor hierdie dinge. Het is maklik om in 'n lokval te beland om te dink dat God se invloedssfeer die kerk is en dat hy net verantwoordelik is vir godsdienstige mense of selfs net vir Christene en werklik wanneer dit gaan oor die lotgevalle van nasies, dan moet God net 'n stapie terugneem en die nasies toelaat om hul eie ding te doen. Hulle is so magtig, hulle is so belangrik. Al wat God kan doen is net om toe te kyk. Wel, hierdie hoofstuk vernietig daardie idee dat God net daar is vir godsdienstige mense. God weet in besonderhede wat met die nasies van die wêreld gaan gebeur, omdat hy in beheer van alles is. Die gebeure in hierdie hoofstuk waaroor ons nou dink is ongelooflik belangrik en gewigtig en beroemde gebeure in die geskiedenis van die wêreld. Spesifiek Alexander die Grote en sy veldtogte teen die Persiese Ryk. En Daniël wys ons hier dat ons God, die God wat ons vandag aanbid en beheer van al hierdie dinge is. God is nie 'n toeskouer in die geskiedenis nie. Hy is die bestuurder van die geskiedenis. Ons lees dit in Psalm 33 vers 10. Die Here verydel die raadsplanne van die nasies. Hy dwarsboom die voornemens van mense, maar God se planne staan stewig vir altyd. Die bedoelings van sy hart deur alle geslagte. Alles wat hierdie mans bereik het, kon hulle net bereik het omdat hulle in staat gestel was. In vers 24 sien ons dat Antiochus se mag groot sal wees, maar nie deur sy eie krag nie. Elke deeltjie van sy krag is deur God aan hom gegee. Vers 12. 'n leer word aan Antiochus oorgegee, saam met die gereelde offerdiens vanweë sy oortreding, vanweë die oortreding. Hy sal die waarheid in die grond gooi en suksesvol wees in sy optrede. Die manier hoe dit geformuleer is, 'n leer
word aan hom oorgegee. Dit word die goddelike passief genoem. Wie is dit wat hier gee? Wie gee die leer oor en wie gee die gereelde brandoffer oor? Dis God. God hanteer hierdie dinge net soos wat ons in hoofstuk 1 gesien het. Die Here het Jojakim, die koning van Juda, aan die hand van Nebukadneser oorgegee. Die werklike gesag wat Antiochus misbruik om God te vloek en God se mense seer te maak. Dis God wat dit in eerste plek aan hom gegee het. En net so kan God dit enige tyd van hom wegneem. Dat die dade van die Persiese Ryk en Alexander die Grote volgens sy program uitgevoer is, dit is die perspektief wat Daniël 8 aan ons gee oor die geskiedenis. Nie net die antieke geskiedenis nie, maar ook die geskiedenis van vandag, die tyd waarin ons vandag lewe. Ons sien wat God in die wêreld doen. God is nie in die duister oor wat in die wêreld aangaan nie. Hy sit nie in spanning met gekruiste vingers en wag wat meneer Putin volgende gaan doen nie, op watter regering die volgende verkiesing gaan wen nie. Hy is nie hopend met wringende hande of besig om sy maag te gryp waar hy 'n maagsweer het nie. Hy is nie besig om hom te bekommer of iets goed gaan uitwerk nie. Hy weet, want hy het altyd geweet, omdat hy die koning is wat regeer. En vriende, dit is waar, nie alleen in die globale verloop van die geskiedenis nie, maar dis ook waar in die klein detail van jou en my lewe. Wat gaan hierdie jaar met jou gebeur? Sal jy sterf? Gaan jy baie siek word? Sal jy bedroef word? Gaan jy jou werk verloor? Gaan jy trou? Gaan jy baba kry? Ons weet nie wat die antwoorde op hierdie vrae is nie. Maar Daniël 8 verseker ons op hierdie besondere manier dat God die antwoorde op hierdie vrae ken. Dit word gereeld aangehaal, maar dit is so waar. En ons weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ons ken hom wat die toekoms vashou. Dit is 'n geweldige troos, is dit nie? God regeer oor die sake van mense. Maar nou, hierdie is nog 'n verdere baie treffende toepassing. En dan ons leer wat in die geskiedenis werklik saak maak. Daniël 8 leer dit vir ons. Daar is 3 tonele in die visioen. En die eerste 2 gaan oor 2 van die mees gevierde ryke wat die aarde ooit gesien het. Die prediker, wie se preek ek aan julle voordra, Warren Peel, noem dat hy toe net die tweede in 'n trilogie van romans uitgelees het oor die Persiese Ryk en haar oorlog in Griekeland. Tallose gedigte en liedere en boeke is oor hierdie dinge geskryf. Alexander die Grote was werklik groot. En ek raai dat die meeste van julle hier van hom gehoor het. Maar weet jy hoe min daar werklik oor hom gesê word in hierdie Bybel? Omtrent niks. Net 'n paar reëls. Dis omtrent komies met hoeveel minagting hy beskryf word. Hierdie glorieryke koning van konings, die oorwinnaar van die wêreld. En wat 'n prentjie word van hom geteken? 'n wollerige bok. En die botsing tussen 2 ryke, Grieks en Persies. Dis nie 'n botsing tussen Oos en Wes nie. Dis nie 'n botsing tussen 2 verskillende beskawings of ideologieë nie. Dit word beskryf as 'n botsing tussen 'n skaap en 'n bokram. En hy dink dit doelbewus, dis merkwaardig, dis leersaam en insiggewend. God is glad nie beïndruk met hierdie magtige held, Alexander die Grote nie. In steede daarvan is die fokus op die 3de toneel, hierdie betreklik onbekende koning van Sirië, Antiochus Epiphanes. Julle het waarskynlik almal van Alexander die Grote gehoor. Ek sal werklik baie verbaas wees, indien baie van julle, behalwe miskien die geleerdes, ooit van Antiochus Epiphanes gehoor het. En tog word daar baie meer detail in hoofstuk 8 aan hom gegee, en groot detail van Daniël hoofstuk 11 gaan ook oor Antiochus Epiphanes. So, nou moet ons vra, hoekom word dit so beskryf in hierdie Daniël 8? Antiochus het glad nie sy ryk uitgebrei soos Alexander die Grote nie.
Om die waarheid te sê, daar's 'n bekende verhaal wat elke Romeinse skoolseun geken het en graag vertel het oor Antiochus. Ek is amper klaar met die preek, so net so 'n bietjie konsentrasie nog. Hierdie verhaal, Antiochus wou sy mag uitbrei. Ons het gelees, né, hy was in Egipte gewees, en terwyl hy daar was daar hierdie rebellie in Israel. Hy het gedink hy is dood. Nou, hy wou in Egipte sy koninkryk, hy wou die Egiptiese koninkryk annekseer. En dis waar, dat toe die gerug, dit is waar hy was toe die gerug versprei was toe hy doodgemaak is. Maar in daai tyd het die Romeine in mag toegeneem. En hulle wou nie dat Antiochus Egipte kry nie. En dus het 'n ou man, 'n senator, Gaius Popilius Laenas, gekom en Antiochus op die strand by Egipte ontmoet. Antiochus is hierdie verskriklike ou, né? Jy het nou gehoor wat hy alles aangevang het. Maar hierdie senator van Rome, hy het nie met 'n leer gekom nie, hy het met sy lektore gekom. Die simbool van sy gesag. Die gesag en mag van die Romeinse mense in die senaat. Hy het aangeskuifel gekom met sy staf, na Antiochus gekom en rondom hom 'n lyn in die sand getrek. Dis waar daai uitspraak vandaan kom, om 'n lyn in die sand te trek. Hy het die lyn om Antiochus getrek, sy vinger vir hom geswaai en vir hom gesê, dink baie mooi Antiochus, voordat jy oor hierdie lyn stap, of jy regtig Egipte wil inneem. Antiochus het huis toe gegaan met sy ster tussen sy bene. Die Romeine het van hierdie storie gehou. Mens kan dink wat dit sê oor die gesag van die Romeinse ryk, maar dit sê ook iets oor Antiochus, nie waar nie. Alexander die Grote sou dit nie gedoen het nie. Antiochus was 'n lafaard en 'n boelie. Hy is glad nie 'n groot regerder vergeleke by die ander mense in Daniël 8 nie. So, hoekom is daar so 'n groot gedoente rondom hierdie man? Hoekom is daar so 'n groot klem op Antiochus? En die antwoord is eenvoudig vanweë die manier hoe hy God se mense behandel het. Dit is wat hom noemenswaardig maak. God meet nie grootheid of bootsheid volgens die wêreldse standaarde nie. Alexander die Grote het nie God se mense nie besonder beseer nie. Daarom is sy ondernemings nie so belangrik nie. Maar Antiochus het dit gewaag om sy hand teen God se mense te lig. Daarom het God spesiaal van hom kennis geneem. Al die ruimte in Daniël 8 en Daniël 11 is aan Antiochus gewy. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek vind dit baie bemoedigend. As jy ooit onbelangrik of gering voel, wanneer jy na suksesvolle of invloedryke mense in die land kyk, en jy dink van jouself, ag, ek maak nie saak nie. Jy dink, ag, God stel nie werklik in my belang nie. Daar is soveel meer belangriker en groter dinge waarop God se aandag kan fokus. Hierdie hoofstuk wys vir ons wat regtig vir God saak maak. Hy is meer oor jou begaan as vir al die konings en koninginne en eerste ministers en leiers tesame. En hy sien hulle wat jou in die klaskamers vervolg, jong mense, op die speelgrond, in jou vriende se huise, waar hulle met jou die draak steek oor waarin jy glo. Hy sien jou in jou werkplek en in jou familie, waar jy die enigste Christen is. Daardie flikkerende kersie in 'n donker plek, 'n vyandige plek. Hy sien sy vervolgde mense in Saudi-Arabië, Iran, Afghanistan, Noord-Korea. Dis wat die hoofnuus is wat God betref. Dis nie of die Eskom staking gaan stop of nie,
Ook nie die sonderverslag of president Zuma nie, of president Ramaphosa for that matter. Dis nie die hoofnuus in die hemel nie. Dit gaan oor God se mense, julle kerke. Julle is sy onskatbare besitting. Die goue lampstander. Jy is sy topprioriteit. In die geskiedenis vanuit God se perspektief is Christus en sy mense in die middelpunt. Dis die werklike drama. En alles anders is net ondersteunende rolle. Amen. Ek doen 'n kort gebed vir ons. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir die waarheid van U woord en dat elkeen van U kinders vir U saak maak. Dank U vir U woord en dank U dat dit ook aan ons verduidelik is. Wil U woord seën in ons lewens en ons verder dra hierdie dag en die week wat kom. Hoor ons om Jesus wil. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees met ons almal wees. Amen.